Goeiemôre vir almal van julle en baie welkom vandag ook by ons erediens. Dit bly 'n voorreg om saam te wees, om ook op so 'n wyse by julle te kuier en ook die Here se woord met julle te kan deel. Ek groet u vanoggend met Paulus se groot boodskap in Romeine hoofstuk 1 aan almal wie vir God liefhet en wat hy geroep het om hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. In plaas van 'n gebed vanoggend in die voor te lei, gaan ek laat ons saam die Onse Vader sing as 'n gebed, waarmee ons ook ons erediens vanoggend gaan begin. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u reik kom, u wil geskied, soos in die hemel, soek op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, van U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en In hierdie tyd wat ons as gelowiges, as huisgesin nie by mekaar kan kom nie, het ons die wonderlike voorreg om ook oor grense heen ons geloof te kan bely, te kan sê dat ons glo. Daarom wil ek vanoggend ook laat ons saam ons geloof bely in die baie bekende woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Dit bly 'n wonderlike voorreg om in 'n land te kan bly waar ek en jy ons geloof openlik kan bely, waar ons kan sê ek glo sonder dat ons bang is of bedreig is daardeur. Maar ons mag nooit dit sommer net as vanselfsprekend aanvaar of by ons laat verbygaan nie.
Ons geloof is die fondament waaruit ons moet leef. En een van die groot trooswaarhede van die Bybel is dat God na mense toe kom. God sit nie daar in die hemel en wag dat ek en jy as mens hom moet kom soek en na hom toe moet kom kruip nie. Nee, God is die een wat in liefde na ons toe kom. Ons kom soek en ons kom haal. God neem die inisiatief om ons daar in ons unieke omstandighede te kom ontmoet. Vir Moses daar in die woestyn, terwyl hy sy skoonpa se vee opgepas het. Vir Elia, daar in die grot waar hy wegkruip, omdat hy vir God kwaad is. Jesus gaan soek sy disippels by die viswaters, waar hy weet hulle sal wees. Die Samaritaanse vrou by die put. Vir Saulus, op pad na Damaskus. En vir Job, gaan soek God op die asoop. En binne die omstandighede waarin ek en jy tans leef, te midde van COVID-19 en die verwoesting wat daarmee saamkom, wil die lewende Here vanoggend ook tot my en jou kom. Daar in die sitkamer, in jou omstandighede, in jou worsteling, wil God kom en dit ook vir jou kom stil maak. Mag ek en jy dan vanoggend saam met Job opnuut tot oorgawe kom, wanneer ons lees in Job 42 vers 1 tot 6. Daarna het Job vir die Here gesê: Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat U bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat die mense van U sê, maar nou het ek U self gesien. En nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. Dit het sleg gegaan met Job. In Job 1 lees ons dat Job was 'n belangrike man. Die Bybel sê die rykste wat in daardie tyd geleef het. Ons lees dat Job gereeld geoffer het. Hy het in 'n verhouding met God gestaan, sy kinders in die verbond groot gemaak. Maar op een dag gebeur dit dat Job alles wat hy het, sy rykdom, al sy besittings, sy kinders, ook sy gesondheid verloor. Job se hele lewe val in mekaar. So erg dat Job op die ashoop gaan sit en wens dat hy eerder kan sterf, dat hy nooit gebore is nie. Net soos ek en jy wanneer dinge verkeerd loop, bekla Job sy lot en vervalle in moedeloosheid. Ons hoor hoe hy sê, waarom moes God die lewenslig gee aan 'n man wat net sware kry? Waarom moes hy die lewe gee aan 'n man wat so bitter ly? Aan iemand wat te vergeefs hunker na die dood, wat daarna soek soos 'n verborgde skat. Ek kan nie eet van die pyn nie. Ek kan nie ophou kreun nie. Wat ek gevrees het oor my gekom. Waarvoor ek bang was het my getref. Ek het geen rus en vrede nie. Geen verpoosing nie. Net angs. Dit is so erg. Wanneer Job se 3 vriende, Elifas, Bildad en Sofar by hom kom, dat hulle hom nie herken nie. Dat hulle vir 7 dae en 7 nagte daar by hom op die ashoop gaan sit, sonder om iets te sê. En dit alles gebeur. Maar Job is 'n kind van God. Want hy sien die dilemma is. So baie keer dink ons dat ons geloof is 'n tipe van 'n skuld teen die aanslag van die lewe. Dink ons solank as wat ek 'n kind van die Here is, sal dinge nie vir my verkeerd loop nie. Sal die onheil en die skade my nie tref nie.
Sal dit net met my goed gaan? Nou kom ons sê dit vanmôre. Dit is nie so nie. Gelowiges, kinders van die Here kry ook swaar. Gaan ook deur moeilike tye. Gelowiges word ook siek. Kinders van God gaan ook dood. Daar is gelowiges wie se besighede as gevolg van COVID-19 nie die mas gaan opkom nie. Daar is ander wie se salarisse gesny is. Mense wat hulle werk verloor het. Daar is gelowiges wat bang en bekommerd is. Van dit wat gebeur het ons in 'n krisis gedompel. Ook vir ons, as kinders van God. En Job is in so 'n krisis. Job, klaar, maar hy vloek en verwyd God nie daarvoor nie. Hy het baie vrae. Waarom laat God toe dat dit gebeur? Hoekom ek? Job weet en ontdek, daar is nie maklike en kitsklaar antwoorde nie. Maar nie Job se vriende nie. Nadat hulle by hom gesit het, het hulle baie te sê en wil hulle die skuld vir dit wat gebeur het op Job kom pak. Selfs Job se vrou sê vir hom, Job, gee moed op, vloek God en sterf. Elifas sê, Job, God is besig om jou te straf. Bildad het gesê, jy mag nie so met God praat nie. En Sofer het gesê, Job, lewe net beter, en dan sal dit beter met jou gaan. Voordat ek en jy te hard op Job se vriende wil wees. Hoe maklik is ons soos hulle, vinnig om raad te gee, om vir ander antwoorde te wil gee in hulle krisisse, in hulle geloofstryd. Want dit is maklik om buite te staan en ander se lewe te oordeel. Maklik om vir hulle oplossings te gee. Maar self weet ons dat daardie maklike antwoorde bring nie troos en berusting nie. Dit gee nie rustigheid of vrede nie. Soms vererger die eenvoudige antwoorde alles vir ons en vir die mense wat ons die antwoorde wil gee. En wat ons betref, hier in die middel van 2020, staan ons in 'n vreemde situasie, in vreemde tye. Die laaste ruk moes ek soveel keer vir myself sê, ek het nie antwoorde nie. Ek weet nie watter kant toe nie. Ek weet nie hoe om te maak nie. Want soos Job van die Bybel, beleef ons 'n klomp dinge. Stoor ons met 'n klomp vrae. Vrae soos hoekom en waarom. Die laaste paar weke het mense gesê, hoekom ek? Hoekom moet ek my salarisprys gee? Die virus is tog nie my skuld nie. Ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Ek kry swaar en ek was nie verkeerd nie. En hierdie krisisse gaan dalk toeneem, na mate die getalle styg en die infeksies toeneem. Saam met Job sit ons op die ashoop en kry ons swaar. Het ons nie antwoorde nie. Maar dan is daar 'n stormwind. Job verstaan nie hoekom hierdie dinge met hom gebeur en wat die rede agter dit alles kan wees nie. Hy het homself telkens verdedig teen die aantuigings en die beskuldigings. Maar steeds het hy niks verstaan nie. Dan lees ons in Job 38 vers 1, die Job en sy vriende uiteindelik stil bly, was daar 'n geweldige stormwind. Job sit op die ashoop, moedeloos, stikkend.
En in daardie wind kom God na Job toe. Kom ontmoet die lewende God vir Job, daar op die ashoop. Buig God neer, kom staan hy stil, en kom sit hy langs sy kind, op die ashoop van die lewe. En dit is daar wat Job ontdek. God laat nie sy kinders los nie, al voel dit soms so. Steeds gee God nie vir Job al die antwoorde nie, maar herinner God vir Job wie hy is, aan die skepping, aan die gang van die natuur. Vertel God vir Job weer 'n keer van die leeu, van die kraai, die buffel, die seekoei, die krokodil. Gaan lees gerus weer Job 38 tot 41. God word geteken as die ewige, as die almagtige. En dit is daar op die ashoop, in sy elende, wat Job opnuut vir God leer ken. Dat Job onthou, met wie het ek nou te make? Hy is die skepper, die almagtige, die koning van hemel en aarde. Hy het nie nodig om sy werke te verduidelik nie. God word nie onkant gevang deur dit wat ons tref nie. Daar is niks wat oor ons pad kom, wat groter as God kan wees nie. Maar dit is ook daar op die ashoop, dat Job homself leer ken, dat hy besef, ek is maar klein, ek is maar nietig, ek sal God en God se werke nooit in volle kan verstaan nie. Maar hy ontdek ook, ek hoef nie alles te verstaan nie, want solank as wat God by my is ek okay. Hy ontdek, nie die slegste van omstandighede kan my van God skei nie. En dit is daar, in die krisis van sy bestaan, dat Job vir God sien, dat hy kan uitroep, tot nou toe het ek net gehoor wat van u gesê is, maar nou het ek u self gesien. En dit is wat gebeur, wanneer God se kinders swaar kry. Dit is wat God vir jou wil gee in die krisis en die uitdagings wat jy tans beleef. God kom gee nie al die antwoorde nie, maar hy gee iets beter. Hy gee homself. God kom klim jou en my omstandighede in en kom sê vir ons, jy is nie alleen nie. Want anders as 'n Job, wat net die beloftes van God gehad het, het ek en jy Jesus Christus en sy belofte, ek is by julle al die dae, die goeies en die slegtes, tot die volëinding van die tyd. Ons weet, ons Here Jesus het die hemelse troonkamer verlaat, om na die ashoop van die aarde te kom. Hy het die volmaaktheid opgegee vir gebrokenheid en pyn. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy was van God verlate, sodat ek en jy nooit sonder God hoef te wees nie. God kom ook in jou gebrokenheid in, om weer vir jou hoop te gee. Dalk voel jy vandag, of jy op die ashoop van die lewe sit. Dalk het jy baie verloor, in die laaste klompie weke. Dalk is daar verhoudings wat skade gelei het. Dalk was 'n dokter se diagnose nie goed gewees nie. Dalk voel jy net nie meer die mens wat jy was aan die begin van 2020 nie. Job was aan die begin van sy storie 'n geseënde en 'n ryk man. Maar dit is eers toe hy ly, toe hy goed verloor het en met 'n gat in sy lewe sit,
dat hy God ontdek het. Ons tree ook, wanneer daar 'n leemte in ons lewe kom uit dit wat weggevat is. Maar God sê vanoggend, hy wil daardie leemte met sy teenwoordigheid kom vul. Saam met Job, moet ons kom ook in die ellende van ons lewe op die punt waar ons sê, tot nou toe het ek van God gehoor, maar in die sware kry tyd het ek God gesien. As jy voel, of jy nie meer kan nie, as jy aan die einde van jou eie vermoëns gekom het, kan jy God se teenwoordigheid, God se troos beleef, want God is net 'n gebed ver van jou en my. Ek het iewers die volgende gelees wat iemand by geleentheid gesê het, as dit voel, of jou lewe aan 'n draadjie hang, maak seker, daar die draadjies aan die soem, van die kleed van die Here Jesus Christus. Daarom wil ek jou vanoggend uitnooi, word stil, hou op, om alles te probeer verstaan, en alles te wil verklaar. Word stil in God se teenwoordigheid, en ontdek God langs jou, daar waar jy bang is, waar jy hartseer is, selfs daar waar jy mag sit, op die ashoop van die lewe. Ek bid dat jy God in jou omstandighede sal ontdek, en dat God aan jou sy vrede sal gee. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom ons met leë hande, met emosies wat net U ken, met gedagtes en vrese wat ons vir mense kan wegsteek, maar vir U is dit oop. Here, dankie dat ons kan weet, U klim ons ellende in, U is saam met ons, ook in daardie tye wat ons ver weg van alles en almal voel. Dankie Here dat U ons nooit sal verlaat nie, ons nooit sal los nie. Dankie Here dat ons vanoggend ook die voorreg het om vir mekaar te kan bid. Ek bid vir hulle in ons gemeente wat swaar kry, vir hulle wat siek is, vir hulle wat hartseer is. Mag U ook in hierdie tyd vir hulle God van nabyheid, 'n God van troos wees. Ons bid Here vir hulle op die voorpunt, ons mediese mense, ons onderwysers. Here, mag hulle ook in hierdie tyd U nabyheid, U krag en U liefde ken. Here, baie dankie dat ons ook kan opstaan en die lewe in die oë kyk, met die wonderlike wete, U is in beheer. Ons loof en ons eer U vir dit, in Jesus se naam. Amen. Ek wil ook vanoggend, soos elke Sondag, vir U sê baie dankie vir U ondersteuning, U omgee, U gebede, weer dat dit wat U aan die gemeente toevertrou, word ook gebruik om in hierdie tyd die werk voort te sit, die evangelie uit te dra, en mense in hulle nood ook by te staan. En ek wil U uitnooi om ook met ons kontak te maak. As U 'n behoefte het, nood het, sommer net so 'n bietjie 'n oor nodig het wat kan luister, U is baie welkom om ook kontak te maak. Ons gaan vanoggend dan ook saam afsluit met 'n baie bekende lied, wat ons verseker, wat ook al ons omstandighede, ons kan stil word, want ons weet, die Here is by ons. Is
Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en vir julle goed wees. Die Here sal julle gebede beantwoord en aan julle vrede gee. Amen. Alberton Suid, 'n groeiende tuiste waar almal naby God kan wees.